Die woord verklaar volgens Matteus 22 vers 29. Ons is nog so 'n bietjie besig net met fondasie gooi hierso, fondasie bou. En dan gaan ons by die ernstige goed uitkom. En ek wil nou al vir julle sê, kry maar 'n paar seatbelts. Matteus 22 vers 29. Toe antwoord Jahweh, dis Jesus, en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle in hierdie 21ste eeu, en ook in 2026, die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag, die bo-natuurlike waarheid van Jahweh, die Almagtige, dis God, en julle ken dit nie. Halleluja. Hierdie skrifgedeelte is so van toepassing vir die tyd waarin ons leef in 2026. Almal formuleer verskillende teorieë wat volgens hulle eie godsdienstige instansies se dogmatiek en teologie na die waarheid klink en lyk. En daarom is dit net die een leuen op die ander. Kyk wat verklaar Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 11. Jahweh die Almagtige, dis God, is geen man of mens, kyk my hand, mens, dat hy sou lieg nie. Of 'n mens kan dat dit hom sou berou nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Natuurlik nie. Jahweh Almagtig kan nie lieg nie. Natuurlik nie. Dit is so belangrik. Nou moet jy jouself goed aan die stoel vasmaak. Dis hoe ek gesê, jy moet 'n paar veiligheidsgordels, die ander Afrikaanse woord is seatbelts, saambring, want in hierdie reeks gaan mense uit hulle stoele uitval. Nou ek gaan na 4 eienskappe verwys: die Bybel, die boek Henog, die boek van herinneringe en die profeetsiener van Rensburg. Ek gee weer, ons gaan al 4 hierdie onderwerpe hanteer, sommer so in die begin van die boek. Die Bybel, die boek Henog, die boek van herinneringe en die profeetsiener van Rensburg. Die Israeliete of die Israelvisie mense, dis natuurlik Japie van Staden of Japie van Sail, net dit regstel, Japie van Sail in Suid-Afrika se mense en elders. Hulle sien die boek Henog en die boek van herinneringe as deel van hulle Bybels, tesame met die vals boereprofeet ene Siene van Rensburg se profesies. Wat sê jy, prof? Die valse boereprofeet ene Siene van Rensburg. Ek gaan vir julle dit wys. Ek sal nie van hierdie platform af sit en 'n klomp snert praat nie. Nou vir profeet Siene van Rensburg. Hy profeteer in sy boek dat volgens die nag van die lang messe die blanke boerevolk in Suid-Afrika deur die swart mense in Suid-Afrika uitgemoor sal word. Wanneer Mandela as die nuwe president van Suid-Afrika ingespeel word, is daar reeds deur die Israelvisie mense voorspel dat dit die profesie van Siene van Rensburg is en dat alle blanke boeremense in hierdie spesifieke nag uitgemoor sou word. Die blanke mense was met alle soorte blanke Bybelse propaganda van profeet Siene van Rensburg opgesweep, terwyl almal gereed was vir hierdie spesifieke nag van die lang messe. Die nag van die lang messe het gekom en die nag van die lang messe het gegaan en geen blanke boeremense was uitgemoor nie. Na hierdie nag het geen haan ooit weer oor Siene van Rensburg se profesie van die nag van die lang messe gekraai nie. Wat maak dit profeet Siene van Rensburg? Wel, dis eenvoudig. As Daniël Botha gelieg het oor wat hy geprofeteer het, dan maak dit Siene van Rensburg ook natuurlik 'n vals profeet. Hy kan ook nooit weer vertrou word in enige van sy profesie nie. Elke keer as iets gebeur, dan is dit Siene van Rensburg, maar julle vergeet van die belangrikste een, die nag van die lang messe, wat julle Israelvisie ouens en julle verigse ouens so opgesweep het, en niks het gebeur. En weet jy wat, nie een van julle het die guts gehad om te sê, sorry, Siene van Rensburg het opgeslip nie.